Goeiedag, liewe luisteraars. Ek groet u weer eens vanmôre in daardie baie spesiale en kosbare naam. Dis die naam van Jesus Christus. En vriende, vanmôre praat ons natuurlik in die tweede boodskap oor goddelike genesing of die genesingskrag van die Here Jesus. En ek wil ook vertrou dat hierdie boodskap vir u kosbaar sal wees en tot groot seën sal wees. Ek het baie positiewe reaksie gekry oor laas Sondag se eerste boodskap van goddelike genesing of die genesingskrag van Jesus, toe ek gepraat het oor die gedagte dat ons nie meer die genesingskrag van Jesus in ons tyd ervaar nie, dat ons dit mis en daar's behoefte daarna by baie mense om die genesingskrag van Jesus in hulle eie lewe te ervaar of in die geval van hulle geliefdes en vriende en familie wat hulle graag wil hê wat deur die Here genees moet word. Nou vanmôre praat ons oor die feit dat ons die Here moet vertrou of moet leer vertrou vir genesing. Genesing in ons eie lewe, genesing in 'n geliefde se lewe of in iemand anders se lewe. En ons kan die Here vertrou, maar ons moet leer om hom te vertrou. En vanmôre wil ek bietjie baie wyd met u praat rondom dit. Ons lees weer twee gedeeltes. Die eerste gedeelte is in Handelinge 9. Steeds van Petrus, waar hy vir Tabitha gebid het, wat gesterf het, en die Here het haar uit die dood uit opgewek. En dan lees ons ook van die vrou wat aan bloedvloeiing gely het en ware genesing van die Here Jesus ontvang het, na 12 jaar wat sy siek was. Nou kom ons lees hierdie twee gedeeltes. Handelinge 9 vers 36 tot 42. Daar staan geskryf: In Joppe was daar 'n sekere dissipelin met die naam van Tabitha, wat, as dit vertaal word, beteken Dorcas. Sy was oorvloedig in goeie werke en almoses wat sy gedoen het. En in die dae het sy siek geword en gesterwe. En hulle het haar gewas en in 'n bovertrek neergelê. En omdat Lydda naby Joppe was en die disippels gehoor het dat Petrus daar was, het hulle 2 manne na hom gestuur wat hom moes smeek dat hy sonder uitstel na hulle moet kom. En Petrus het opgestaan en saam met hulle gegaan. En toe hy daar kom, bring hulle hom in die bovertrek, en al die weduwees kom by hom staan en ween en wys hom die onder- en boklere wat Dorcas alles gemaak het toe sy nog by hulle was. En Petrus het almal buitentoe gestuur en neergekniel en gebid, en hy het hom na die liggaam gedraai en gesê: Tabitha, staan op. En sy het haar oë oopgemaak, en toe sy Petrus sien, het sy regop gesit. En hy gee haar sy hand en laat haar opstaan. Daarop roep hy die heiliges en die weduwees en stel haar lewend voor hulle. En dit het bekend geword in die hele Joppe, en baie het in die Here geglo. En natuurlik Markus 5 vanaf vers 25 wil ek vir u lees. Daar staan geskryf: en 'n sekere vrou wat 12 jaar lank bloedvloeiing gehad het en veel onder baie geneeshere gelei en al haar besittings uitgegee het sonder om enige baat te vind, maar eerder erger geword het van Jesus gehoor en onder die skare van agter gekom en sy kleed aangeraak. Want sy het gesê: as ek maar sy klere kan aanraak, sal ek gesond word. En dadelik het die fontein van haar bloed opgedroog en sy het aan haar liggaam bemerk dat sy van haar kwaal genees was. En dadelik toe Jesus in homself die krag gewaar word wat van hom uitgegaan het, draai hy hom om onder die skare en sê: wie het my klere aangeraak?
Ons lees net tot sover, die kosbare gedeeltes, kom ons bid net saam. Here Jesus, ons staan vanmôre voor U met 'n groot vraag in ons gemoed. En dit is waarom ervaar ons nie meer in die tyd wat ons leef, U wonderbare genesingskrag nie. Die woord leer ons, U is ons groot geneesheer. U is nie net ons redder, ons saligmaker, ons koning en ons verlosser nie. U is nie net ons middelaar en voorspraak tussen ons en U Vader nie. U is ook ons groot geneesheer. Vanmôre wil ons vra dat U self deur hierdie woord aan ons sal openbaar. U hart aan ons sal openbaar en dat U vir ons sal leer hoe om U te vertrou vir genesing in ons eie lewens of in ander se lewens wat naby aan ons is, vir wie ons lief is, vir wie ons omgee. En daarom wil ons vanmôre ook kom en sê, Here, leer U ons. Spreek U tot ons harte deur U Gees en wek ons op, Here, om U te vertrou vir daardie groot genesingswonders wat U alleen kan doen. Ons aanbid U omdat U ons koning en verlosser is in die naam van Jesus. Amen. Ek lees net weer vir u in Markus 5 vers 27 tot 30 waar ons nou net gelees het. Daar staan geskryf, en hierdie vrou het van Jesus gehoor. Sy het Jesus nie geken nie, sy het van Jesus gehoor en onder die skare van agter gekom. Sy het vermoedelik op haar knieë van agteraf onder die skare deurgekruip en sy kleed aangeraak, want sy het gesê, as ek maar sy klere kan aanraak, so groot was haar geloof, sal ek gesond word. En dadelik het die fontein van haar bloed opgedroog, en sy het aan haar liggaam bemerk, dat sy van haar kwaal genees was. En dadelik toe Jesus in homself die krag gewaar word, wat van hom uitgegaan het, draai hom om onder die skare te sê, wie het my klere aangeraak? Nou ons praat vanmôre oor, ek dink, iets baie belangrik vir elkeen van ons wat hierdie onderwerp van goddelike genesing of die genesingskrag van Jesus wil ervaar. Praat ons vanmôre oor leer om Jesus te vertrou vir genesing. Leer om Jesus te vertrou vir genesing. Nou vriende, daar is ongeveer 4 plekke in die Ou Testament waar daarna 'n geneesheer of geneeshere verwys word. Wat tog vir ons die aanduiding gee dat daar wel geneeshere of dokters in die Ou Testamentiese tyd was. Dis nou voor Jesus se geboorte waarna ek nou verwys. Nou wat die aard van hulle opleiding was en of hulle enige opleiding ontvang het, sal ons nie regtig weet nie. Maar ons lei wel af dat hulle op natuurlike middele soos krye en speserye gefokus het om mense te behandel. Dit was die medisyne wat hulle gebruik het, kan ons sê. Daar is vandag natuurlik nog steeds mense wat graag fokus op natuurlike middele en ek wil amper sê, dis iets wat weer sterk posvat onder ons eie mense om sekere krye en speserye te gebruik vir spesifieke siektekwale. Hulle gebruik hierdie krye of hierdie speserye omdat hulle glo dat daar spesifieke kwale is wat hierdeur genees kan word. Maar in die Ou Testament word God as die groot geneesheer gesien. In 2 Kronieke 16 vers 12 lees ons van koning Asa wat geneeshere genader het en nie die Here nie. Luister nou mooi wat staan daar geskryf, en in die 39ste jaar van sy regering het Asa gelei aan sy voete. Sy siekte was baie ernstig. Ons weet nie of hy 'n diabetes was
en dalk gangreen gehad het in sy voete nie, ons weet nie, maar selfs in sy siekte het hy die Here nie geraadpleeg nie, maar die geneeshere. So daar was geneeshere, daar was dalk redelik baie van hulle gewees, so sal jy weet nie. Israel het geglo dat siekte en gesondheid in die hand van die Here is. Hulle het ook geglo dat die Here siektes gestuur het as gevolg van mense se sondes. So hulle het geglo dat mense siek word omdat daar sondes in hulle lewe is. Maar hulle het ook geweet dat God bo-natuurlik kan genees. So hulle het geglo in die genesingskrag van die Here alleen. Daar was geneeshere, hulle was dalk min gewees en verseker nie so suksesvol gewees is wat ons dink nie. Dis hoekom daar baie mense was wat siek is of siek was. Waarom sê ek so? Omdat ons lees dat Jeremia vir die volk in Jeremia 8 vers 22 vra, is daar geen balsem in Gilead nie? Of is daar geen geneesheer nie? Want waarom het die genesing van die dogter van my volk nie tot stand gekom nie? Nou hy praat van die geestelike genesing. En nou gebruik hy die term van geneeshere. Waarom? Hy sê, of is daar geen geneesheer nie? En hulle het geweet, daar is geneeshere. Hy het ook sarkasties met die volk gespot, en hy was sarkasties teenoor hulle, toe hy vir hulle gesê het, julle medisyne help julle nie om gesond te word nie. In Jeremia 46 vers 11 het hy dit gesê. Maar vriende, in die Nuwe Testament word daar minstens 9 maal na 'n geneesheer of geneeshere verwys, en skielik kry ons die gevoel dat geneeshere of dokters 'n bietjie meer algemeen was, maar dat hulle glad nie met die hedendaagse dokters vergelyk kan word nie, want hulle het nie die kennis gehad nie, hulle het ook nie die medisyne gehad nie, hulle het nie die vermoë gehad om mense van alle kwale te kon genees nie. Tog moes hulle ook in sekere gevalle sukses gehad het, want Jesus het daarna verwys in Markus 2 vers 17 toe hy gesê het, daar staan geskryf, en toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle, die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. En dan verwys Jesus natuurlik na homself as die geestelike geneesheer. Hy sê, hy het gekom om daardie mense wat geestelik siek is, gesond te maak. So hy verwys na hom as die geestelike geneesheer. En volgens Jakobus is Jesus ook die groot geneesheer, as hy sê in Jakobus 5 vers 14 en 15, nou Jakobus is die broer van Jesus, as hy sê, is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep, en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. Die naam van die Here verwys hier na Jesus. In vers 15 staan daar, en die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig. Selfs as hy 'n sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. So hier sien ons baie duidelik dat daarna Jesus verwys word as die groot geneesheer. Is daar iemand siek onder julle, laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep, en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van Jesus met olie gesalf het. Nou ons aanvaar ook dat Lukas 'n geneesheer of 'n dokter was. Ons lees op verskeie plekke daarvan, maar in Kolossense 4 vers 14 skryf Paulus om die brief aan die gemeente van die Kolossense af te sluit, skryf hy hierdie woorde. Hy sê, die geneesheer Lukas, die geliefde, en Demas groet julle. So hy verwys na Lukas as 'n geneesheer
en dan noem hy hom ook die geliefde. Hy was 'n geliefde man, hy was 'n gerespekteerde man, miskien as gevolg van sy beroep of sy persoonlikheid, maar hy was definitief 'n geliefde man gewees. Maar ons lei beslis af dat daar baie siek mense was wat nie genesing kon ontvang nie, omdat die geneeshere van daardie tyd net nie bekwaam genoeg was om hulle te kon help nie. En daarom het hulle melaatses uit die stad verban. Dit was 'n wetgewing gewees om iemand wat melaatses uit die stad te verban, sodat hulle nie met ander mense in aanraking gekom het nie. En die wet het bepaal dat as iemand in hulle rigting gekom het, dan moes hulle hardop uitroep, onrein. Ek is onrein, moenie naby my kom nie, want dit was hoogs aansteeklik en hulle moes buite die stad bly tensy hulle gesond geraak het, wat nie algemeen was nie. En hulle het ook geen mediese hulp ontvang nie. Dit klink asof dokters nie naby hulle wou kom nie, of geneeshere nie naby hulle wou kom nie, want hulle was melaats. Nou vriende, een van die beste voorbeelde wat ek aan u wil voorhou, is die verhaal van Miriam, wat melaats geraak het. Kom ek lees vir u daar in Numeri 12 vers 9 tot 15. En die toorn van die Here het teen hulle ontvlam. Dis nou teen Miriam en Aaron, omdat hulle nie vir Moses as diensknegt van God gerespekteer het nie. En hulle teen hom gepraat. En nou staan daar, die toorn van die Here teen hulle ontvlam, en hy het weggegaan. En toe die wolk van die tent al weggetrek het, kyk, toe was Miriam melaat, so sneeu. En Aaron het Miriam aangekyk, en sy was melaat. Daarop sê Aaron vir Moses, ag my Heer, lê tog nie op ons die sonde, wat ons in ons dwaasheid begaan het nie. So hy sê hulle was dwaas gewees, hulle het 'n fout gemaak. Vers 12, laat sy tog nie wees soos 'n dooie van wie se vleis, as hy uit sy moeder se skoot uitgaan, die helfte verteer is nie. En Moses het die Here aangeroep en gesê, o God, maak haar tog gesond. Toe sê die Here vir Moses, as haar vader net maar in haar gesig gespuug het, sou sy nie 7 dae lank beskaamd wees nie. Laat sy 7 dae lank buitekant die laar opgesluit wees, so sy moes 'n les leer, en daarna mag sy opgeneem word. So na 7 dae, het die Here beloof, sal sy weer van haar melaatsheid genees wees. En hulle het Miriam 7 dae lank buite die laar opgesluit, en die volk het nie weggetrek, voordat Miriam opgeneem was nie. Baie interessant. Dis natuurlik een van die redes waarom hulle God beskou het as die een wat siektes oor iemand se lewe bring as gevolg van sonde in hulle lewe. Maar hulle het hom ook beskou as die groot geneesheer, want die Here het toegelaat dat Miriam melaats geword het, omdat sy teen Moses gespreek het en ook vir Aaron aangehits het om teen Moses te praat. En Moses was God se diensknegt, maar die Here het ook gesê, na 7 dae sal sy weer gesond wees. Ons sien dus die geneeshere van daardie tyd se kennis en vermoë om siekes te kon genees met ernstige siektekwale was baie beperk gewees. 'n baie goeie voorbeeld is die van die vrou wat ons vanmôre gelees het, wat vir 12 jaar aan bloedvloeiing gely het en al haar geld op dokters spandeer het. So daar was dokters gewees en hulle het haar ook uitgebuit. Ek het so gedink daaroor dat hulle haar uitgebuit het, want sy het al haar geld op dokters uitgegee. Kom ek lees vir u Markus 5 vers 25 en 26. Daar staan geskryf, en 'n sekere vrou wat 12 jaar lank bloedvloeiing gehad het,
en veel onder baie geneeshere gelei en al haar besittings uitgegee het, sonder om enige baat te vind, maar eerder erger geword het. So hulle het eintlik bygedra daartoe dat sy net nog sieker geraak het as wat sy was. Maar Jesus het haar in een oomblik genees toe sy slegs die soem van sy kleed aangeraak het. 'n baie kosbare verhaal. Sy het soveel geloof gehad dat Jesus haar sal genees, dat sy gesê het, al kan ek net aan sy kleed raak. Jesus het ook die sosiale en godsdienstige norme verbreek deur melaatses letterlik aan te raak en hulle gesond te maak. Niemand wou naby melaatses gekom het nie, niemand wou aan hulle geraak het nie. Jesus het aan hulle geraak en hy het hulle ook genees, want Jesus is die groot geneesheer. Vandag het ons baie goeie en bekwame geneeshere met die wysheid en die kennis wat God hulle gegee het. Ons moet erken, die Here gebruik ook dokters. Maar ek weet dat Godvreesende geneeshere of dokters sal erken dat dit God is wat hulle bekwaam maak om mense te kan help. Maar hulle kan steeds nie alle siektes of alle siektetoestande genees nie, soos kanker en diabetes en baie ander. Daar's te veel om op te noem. Sekere siektes wat mense het, wat nie regtig genees kan word nie. Maar Jesus kan ons van alle siektes genees, want hy is en bly ons groot goddelike geneesheer. En nou wil ek vra, het Jesus verander, my vriende? Nee, Jesus het nooit verander nie. So as Jesus in sy tyd toe hy met sy aardse bediening op aarde was, mense gesond gemaak het, vir sy disippels gesê het, hulle moet die evangelie van gaan verkondig, en hulle moet siekes gesond maak en duiwels uitdryf, dan het hulle dit gedoen. Petrus hulle dit gedoen. En in die Handelinge gemeentetyd het dit gebeur, maar Jesus het nie verander nie. Iets anders het verander. Dit is ons wat verander het. Nou vriende, ek wil net vir u twee verhale vertel, wat in my eie en my vrou se lewe plaasgevind het. Toe ons jonk getroud was, het my vrou malaria gekry. Ons het daar in Namibië gewoon en sy het baie siek geword. Om die waarheid te sê, sy het vir my gesê, sy wil eerder sterf as om so swaar te ly. En ons was by die dokters, het vir haar medikasie gegee, maar ons het nie regtig besef hoe siek sy was nie. Die aand toe ons moes gaan slaap, toe het sy basies in 'n koma gegaan. Sy het gehallusineer en vir my gesê, sy wil eerder sterf. Ons het 'n klein seentjie gehad, ons oudste was toe klein gewees, en ek het daardie aand, terwyl sy in 'n koma was, het ek langs die bed gekniel, my hand op haar gesit. Ons was jonk gered. Ons is jong kinders van die Here, en ek het die Here gebid en gevra, asseblief Here, spaar my vrou. Ek het 'n klein seentjie, ek kan nie vir hom sorg nie. Spaar my vrou, raak haar aan en genees haar asseblief. Vriende, en ek het onmiddellik vrede in my hart gekry dat die Here my gebed verhoor het, en ek het opgestaan en ek het gaan bad en ek het gaan slaap. Volgende oggend sy opgestaan, volkome gesond. Ek het baie ernstig gely in migraine, en elke keer het ek my vrou gevra om vir my te bid, omdat ek geweet het sy het met God gewandel, omdat ek geweet het wat haar verhouding met die Here was. En toe ek as 'n student op kweekskool was, het ek steeds geworstel met migraine. By geleentheid het ek in 'n kerk waar ons gesit het, ons het die diens bygewoon, het ek vir haar gevra, ek kry migraine, jy moet vir my bid. Sy het haar hand op my kop gesit en sy het vir my gebid. Gewoonlik het ek dadelik pille gegryp en dit gedrink om van die hoofpyn verlos te word, wat dan kom na die flikkers. En daardie dag, die Here my aangeraak, en het my volkome genees van my migraine. So die Here het nie verander nie, vriende, maar onthou altyd,
dat dis nie God wat mense siek maak nie. Ons moet dit mooi verstaan. Dis nie God wat mense siek maak nie. Daar's baie bewyse in die skrif dat God niemand siek maak nie. Jakobus 1 vers 13 sê, laat niemand as hy in versoeking kom sê, ek word deur God versoek nie. En nou moet jy verder luister, daar staan, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Met ander woorde, God sal nie slegte dinge oor ons lewe bring nie. Behalwe as dit 'n straf is, wil ons aanvaar dat God mense straf. Maar God kan dus geen versoeking of beproewing en siektes oor ons lewe bring nie. Dis wat ek aflei volgens hierdie skrif. Maar dis die Satan, vriende, wat siek maak en doodmaak. Ons leer dit baie duidelik in die woord in Johannes 8 vers 44 het Jesus vir die skrifgeleerdes en die fariseërs gesê, julle het die duiwel as vader, en dan verwys hy na hulle aardse vader, klein lettertjie vader. Nou sê hy, in die begeertes van julle vader wil julle doen. En hoor nou wat het Jesus vir hulle gesê, hy was 'n mensemoordenaar van die begin af. Hy maak siek en hy maak dood. En dan sê hy verder, en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan. Hy's 'n leenaar, hy's 'n mensemoordenaar, hy maak mense siek. In Job 1 vers 8 tot 10 staan daar geskryf, en die Here vra vir die Satan, hulle was in gesprek met mekaar, het jy ag gegee op my knegt Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie, 'n man vroom en opreg, Godvreesend en wat afwyk van die kwaad. En die Satan antwoord die Here en sê, is dit verniet dat Job God vrees? En hoor, beskuldig hy nou die Here, hy sê, het u nie self hom en sy huis en alles wat hy het aan alle kante rondom beskud nie? Hy sê, u vou hom toe, van alle kante, hom, sy vrou en sy gesin, en u beskerm hulle, dat hulle niks oorkom nie. Die werk van sy hande het u geseën, en sy vee het sterk vermeerder in die land, maar strek net u hand uit, en tas alles aan wat hy het, waarlik, hy sal u in die aangesig seën. Nou vriende, die Here maak nie siek nie, want hier sien ons baie, daarop sê die Here aan die Satan, kyk, alles wat hy het, is in jou hand. Net na homself mag jy jou hand nie uitsteek nie, en die Satan het weggegaan van die aangesig van die Here. Hy het sy kinders doodgemaak, uit sy vee het hy deur rowers laat wegvoer, en Job het siek geraak, hy het bose swere ontvang. Ons ken daardie verhaal, want die Satan het hom siek gemaak, en die Satan maak dood. Hy maak dood en hy maak siek. Ons kry dus, in hierdie verhaal, kry ons dus die gedagte, dat die Satan slegs met die toelatende wil, of met die toestemming van God, iemand met rampe, siektes en die dood mag tref. Maar ons moet ook onthou, siekte, swaar kry en die dood is ook deel van die vloek van die sondeval. So al hierdie slegte dinge wat met ons gebeur, is die uitwerking van die sondeval. Dis die vloek van die sondeval. Ek wil vir u lees Genesis 3 vers 17 tot 19, wat die Here vir die mens gesê het. Daar staan geskryf, en aan die mens het hy gesê, dis nou aan Adam, het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou, en van die boom geëet het, waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil. Met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. Vervloek is die aarde, het die Here gesê. Ook sal dit vir jou dorings en distels voorbring, en jy sal die plante van die veld eet. In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem. Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. Die Here het 'n vloek oor die aarde uitgespreek. Daarom word ons siek en daarom gaan ons dood. So dit is ook deel van die sondeval.
Romeine 5 vers 12 sê, daarom, soos deur een mens, verwys na Adam, dis nou die Nuwe Testament wat dit sê, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Nou vriende, almal van ons moet doodgaan, dis die vloek van die sondeval, ons moet siek word om dood te gaan. By geleentheid, toe ek in 'n gemeente was, het Tannie die diens waargeneem by die Silverjeug se geleentheid. En ek was daar gewees, ek kon nie die diensie waarneem nie, want ek was op 'n ander plek gewees, maar ek het ingekom en gehoor wat sy gepraat het, en toe sê sy, die Here is besig met ons gemeente en ons mense te praat. As 'n klomp ou mense siek, en van hulle is al dood. En na die tyd toe gaan praat ek met haar alleen, toe sê ek vir Tannie, jy praat van mense wat oor die 70 is, 80 en ouer. Wanneer moet hulle siek word en wanneer moet hulle doodgaan? En ons moet besef, die vloek van die sondeval is dat almal van ons moet siek word en almal van ons moet doodgaan. Dit is soms die natuur wat die lewe van die mens eis. En nie altyd die straf van God, en nie altyd die skuld van die Satan nie. Maar God wil verseker hê dat mense siek moet wees en aan hulle siekte moet ly nie. Hoor mooi wat ek sê, God wil verseker hê dat mense siek moet wees en aan hulle siekte moet ly nie. Hoekom sê ek so? Omdat Jesus soveel simpatie en empatie met siek mense gehad het. Vriende, die Here Jesus het baie empatie met siek mense gehad. En honderde, dalk duisende mense is tydens sy aardse bediening genees. Daar's baie mense wat deur Jesus gesond gemaak is. Baie mense wat deur Jesus genees is. Luister hierna, in Markus 1 vers 40 tot 42 staan daar geskryf, en daar kom 'n melaatse na hom toe, wat hom smeek en voor hom op die knieë val, en vir hom sê, as u wil, hoor wat sê, hy sê, as u wil, kan u my reinig. En Jesus het vir hom innig jammer gevoel. Hy het vir hom innig jammer gevoel en die hand uitgesteek, en hom aangeraak en vir hom gesê, ek wil word gereinig. Hoor jy mooi, hy sê, as u wil, kan u my gesond maak. En Jesus sê vir hom, ek wil word gereinig. En toe hy dit sê, het die melaatsheid hom dadelik verlaat en hy is gereinig. Jesus het vir hom jammer gevoel, innig jammer gevoel, het hom aangeraak. En hy het gesê, Here, as u wil, Jesus het gesê, ek wil word gereinig. Nou vriende, maar ons fokus vanmôre op ons tema, leer om Jesus te vertrou vir genesing. Ons het nou oor al hierdie ander belangrike dinge gepraat wat ek oor wou praat, soos die Here my gelei het. Maar hoe vertrou ons die Here vir genesing? Ons leer vanmôre uit die skrifgedeelte wat ons gelees het, dat ons met 3 kragte te doen het in die proses tot genesing. 3 kragte. Nou die eerste is die krag van geloof in die proses tot genesing. Sonder geloof kan ons niks ontvang nie. Geloof speel 'n baie belangrike rol in ons genesing. Laasweek het ons in Handelinge 5 vers 12 tot 16 gelees hoe Petrus en die mense van die Handelinge gemeente in geloof opgetree het. En ek wil vir julle lees, daar staan geskryf, en deur die hande van die apostels het daar baie tekens en wonders onder die volk plaasgevind. En hulle was almal eendragtig saam in die pilaargang van Salomo. En daar was niemand wat die ander wat dit gewaag het om hom by hulle te voeg nie. Maar die volk het hulle baie geëer. En daar is meer en meer gelowiges in die Here bygevoeg, menigtes van manne sowel as vroue, sodat hulle
die siekes op die strate uitgedra het. Hulle sou dit nie gedoen het as hulle nie geloof gehad het nie. Sodat hulle die siekes op die strate uitgedra en op bedde en draagbare gelê het, met die bedoeling dat as Petrus kom, al was dit net sy skade weer op iemand van hulle sou val. En dan sien ons verder sê vers 16, en daar is siekes gebring en mense wat deur onreine geeste gekwel was, en hulle is almal genees. Ons sien die geloof van hierdie Handelinge gemeente, geloof dat die Here daardie siekes sal genees en gaan genees. En as dit vanmôre gelees in Handelinge 9, daarvan vers 36 af, het ons gelees van 'n sekere disipelin met die naam van Tabitha, wat siek geword en gesterf het. En hoe hulle vir Petrus, wat nie ver van daardie dorpie al was nie, laat kom het om vir haar te bid. Sy was reeds dood. En dan lees ons in vers 40 en 41 staan daar geskryf, en Petrus het almal buitentoe gestuur en neergekniel en gebid. En hy het hom na die liggaam gedraai en gesê, Tabitha, staan op. En sy het haar oë oopgemaak, en toe sy Petrus sien, het sy rug regop gesit, en hy gee haar sy hand en laat haar opstaan. Daarop roep hy die heiliges en die weduwees en stel haar lewendig voor hulle. Geloof, dink jy Petrus sou vir haar gebid het, staan op, of vir haar deur sy gebed gesê het, hy het gebid, hy het gesê, Here, raak hierdie vrou op, aan, en hy het gebid, staan op, en sy het opgestaan. Dis geloof, vriende. Wat is dit anders as geloof? Dis niks anders as geloof nie, maar Petrus het absoluut die geloof gehad, dat die Here hierdie vrou deur sy geloof uit die dood sou opwek. Ek dink as iemand vir my daardie versoek aan my sou rig, sou daar dalk baie ongeloof in my hart wees, baie twyfel in my hart wees. As ek daardie versoek aan u sou rig, sou u werklik die geloof hê wat Petrus gehad het. Ek glo natuurlik, God alleen kan daardie ware geloof in ons harte werk deur die Heilige Gees. Daarom moet ons vol wees van die Heilige Gees. Ons moet vervul wees met die Heilige Gees, sodat hy daardie geloof in ons harte kan werk. Maar ons het ook gelees van die vrou wat vir 12 jaar aan bloedvloeiing gely het, en luister net weer, wat het sy gesê? Luister 'n bietjie na haar geloof, daar vanaf vers 27, Markus 5 vers 27 tot 29. Sy het van Jesus gehoor, en onder die skare van agter gekom en sy kleed aangeraak, want sy het gesê, as ek maar sy klere kan aanraak, sal ek gesond word. En dadelik het die fontein van haar bloed opgedroog, en sy het aan haar liggaam bemerk, dat sy van haar kwaal genees was. Sy het die geloof gehad, sy sê, as ek maar net aan sy kleed kan raak, weet ek dat ek sal gesond word. Nou vriende, ek wil vra, het ons regtig daardie geloof wat die skrif ons vanmôre leer, om geloof te hê dat die Here iemand uit die dood uit sal opwek, om geloof te hê dat die Here iemand sal genees vir wie ek bid, dalk my vrou, dalk jou man, hoe sal ons weet? Vriende, sonder hierdie geloof sal ons nooit die krag van Jesus se genesing ervaar nie. Onthou dit wat ek vir u sê vanmôre, sonder die ware geloof sal ons nooit genesingskrag van Jesus ontvang nie. Maar tweede is die krag van gebed in die proses van genesing. Ek wil vir u lees in Jakobus 5 vers 14 en 15 staan daar geskryf, is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep. Nou, die ouderlinge van daardie tyd was heilige manne van God gewees. Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed, en dit gaan oor die gebed van die geloof, sal die kranke red, en die Here sal hom oprig. Die gebed van geloof, die twee loop saam.
is soos 2 karperde, sal, hy sê, en die gebed van die geloof sal die kranke red en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar. Gaan oor gebed, bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. En nou gaan hy verder, hy sê, die vurige gebed van die regverdige het groot krag. Ek het nou ongelukkig getel, hoeveel keer daar na gebed verwys word, maar 'n hele paar keer. Die vurige gebed van die regverdige, die ware, toegewyde kind van die Here, het groot krag. En nou vergelyk hy Elia hiermee. Hy sê, Elia was 'n mens net soos ons, en hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie, en dit het op die aarde 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. En hy het weer gebid, en die hemel het reën gegee, en die aarde het sy vrug laat uitspruit. Dis die krag van gebed, saam met ware geloof in die Here. Dis wat gebedskrag van die heilige man van God vir ons toon. Gebedskrag van 'n heilige man of 'n heilige vrou. Petrus het vir Tabitha gebid in Handelinge 9 vers 40 en 41. Hy het almal buitentoe gestuur. Hy het vir haar gebid, soos wat ons gelees het, daar staan geskryf, ek net die plek kry, en Petrus het almal buitentoe gestuur en neergekniel en gebid. So hy het nie net gesê Tabitha staan op nie, hy het vir haar gebid en hy het hom na die liggaam gedraai en gesê, Tabitha, staan op. En sy het haar oë oopgemaak en toe sy Petrus sien, het sy regop gesit. Nou vriende, dit was die gebedskrag van 'n heilige man van God. Petrus was 'n heilige man van God. Ons lees dieselfde van Paulus, dat hy vir mense gebid het en hulle is genees. En so is Tabitha dan ook daardie dag uit die dood uit opgewek. En so is daar talle ander voorbeelde. Maar laastens kyk ons na die krag van Jesus in die proses van genesing. Ons het laasweek gepraat oor die genesingskrag van die Here Jesus. In Handelinge 3 vers 6 tot 8 staan daar, maar Petrus sê vir daardie verlamde man by die tempel, sê vir hom, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou. Dan sê hy, in die naam van Jesus Christus die Nasarener, staan op en loop. En toe gryp hy hom aan sy regterhand en rig hom op, en onmiddellik het sy voete en sy enkels sterk geword. En hy het opgespring en gestaan en rondgeloop en so met hulle in die tempel ingegaan, terwyl hy rondloop en spring en God prys. Onmiddellik, toe hulle hom in die naam van Jesus aanspreek en sê, silwer en goud het ek nie, maar in die naam van Jesus Christus staan op en loop. En hy vat hom in sy regterhand en rig hom op, en sy verlamde enkels word styf, en het beginne loop en rondgespring en Jesus geloof en prys. Die krag, die genesingskrag van ons Here Jesus. Dieselfde het gebeur met daardie vrou wat vir 12 jaar aan bloedvloeiing gely het. Sy kruip van agter af tussen die skare deur om net aan Jesus se kleed te raak. Sy het gesê, as ek net aan sy kleed kan raak. En toe sy aan sy kleed raak, staan daar geskryf, het sy dadelik die fontein van haar bloed opgedroog en sy het aan haar liggaam bemerk dat sy van haar kwaal genees is. Dis die genesingskrag van die Here Jesus. Sy raak net aan sy kleed en onmiddellik besef sy is gesond. In vers 30 staan daar, en dadelik toe Jesus in hom die krag gewaar word wat van hom uitgegaan het, draai hom om onder die skare te sê, wie het my aangeraak? Maar Jesus het geweet dat daardie vrou hom aangeraak het. Die krag wat uit hom gegaan het, toe hy in homself gewaar word, die krag wat uit hom uitgegaan het. Dis die genesingskrag van die Here Jesus wat ons nodig het, vriende, om gesond te word.
En daardie genesingskrag kan ons alleen ervaar wanneer ons waarlik geloof het en heilig lewe sodat God ons gebede kan verhoor. God sien ons geloof. Hy ken ons geloof. Hy sien ons geloof en hy hoor en verhoor ons gebede as ons waarlik heilige manne en vroue van God is. Nou vriende, ek sluit af. Ek lees in my voorbereiding die krag van 'n heilige man se lewe, selfs na sy dood. Hy was so heilig gewees, in sy tyd het hy ook mense genees. Ons praat van Elisa. En luister 'n bietjie saam my as ek hierdie gedeelte lees in 2 Konings 13 vers 20 en 21 staan daar geskryf. Daarna het Elisa gesterf en hulle het hom begrawe en die bendes van die Moabiete het die land ingekom met die ingang van die jaar. En terwyl hulle besig was om 'n man te begrawe, sien hulle met eens die bende. Daarop het hulle die man in die graf van Elia gegooi. Hulle gooi daai man wat hulle besig is om te begrawe, daar in die graf van Elisa. En toe die man met die gebeente van Elisa in aanraking kom, het hy lewendig geword en opgestaan op sy voete. Vriende, sien u die krag van 'n godsman? Selfs sy gebeente het gemaak dat daardie dooie man lewend geword het. En ek wil vir u vanmôre sê, ons het geen idee nie. Maar hoe heiliger ons lewe, hoe meer ons gees vervuld is, hoe nader ons aan God lewe, meer kan ons verwag dat die Here ons gebede sal verhoor, wanneer ons in geloof bid vir 'n siek man of 'n siek vrou. En dis dalk die rede waarom ons nie meer genesingskrag van Jesus ervaar of sien nie. Ons dink ons is heilig. Maar ons het soveel kompromie gemaak met die wêreld en met sonde, dat God nie ons gebede wil verhoor nie. En ek dink ons moet op daardie plek kom waar ons waarlik weer heilig voor God sal wandel. En waar hy die geloof in ons harte sal werk, wanneer ons bid vir siekes, dat hulle sal genees, dat hulle sal gesond word, dat die genesingskrag van Jesus deur ons daardie siekes sal oprig. Mag die Here vir ons genade gee, dat ons so sal lewe, dat ons waarlik met geloof kan bid vir siek mense, en sal glo en sal weet, die Here sal hulle aanraak. Die genesingskrag van Jesus sal hulle opwek. Mag die Here genade gee. Sterkte in u soeke na hierdie genesingskrag van Jesus, in die eie lewe dalk, of in ander wat naby aan u is. Kom ons bid saam. Here, daar so baie, terwyl ek hierdie boodskap voorberei het, dink ek daar so baie om te sê oor die genesingskrag van ons Here Jesus. Ons wil graag, Here, dit in ons eie lewe ervaar, wanneer ons vir ander bid, wanneer ons vir ander die hande oplê, dat u daardie sieke sal aanraak, en dat die genesingskrag van Jesus Christus ook deur ons sal werk, omdat ons heilige manne en heilige vroue van God is. Help ons, stel ons in staat, en leer ons self, in Jesus se naam. Amen. My vriende, bedink hierdie boodskap en mag dit vir u werklik agtervolg op die pad vorentoe. Mag jy 'n geseënde dag hê en ook 'n geseënde week. Totsiens.